Dit is so wonderlik om hier te wees. Ek weet daar is so tong in die kies, het ek al gehoor van 'n prediker wat gesê het, as sonde nie vir jou lekker is nie, dan doen jy dit nie reg nie. Maar die uiteinde is verwoestend. Nou ek wil vanoggend sê, as kerk nie vir jou lekker is nie, dan doen jy dit nie reg nie. Want dit is wonderlik om as kinders van die Here hier saam te wees en die uiteinde, as ons Jesus kies, is 'n lewe en 'n lewe in oorvloed. Ek wil vanoggend ter opening sommer iets interessants deel, familie. As 'n vlieënier oor 'n afstand van 1000 kilometer met min of meer 3 grade uit is na die een of die ander kant toe. Net 3 grade. Dis nie baie nie. Ek weet nie wie van julle daai klein deurskynende grade bo gehad het op skool. 3 grade is baie klein. Ek dink as jy jou Big Pen se lyntjie, dan is dit amper 'n grade. So 3 grade is nie baie nie. As 'n vlieënier oor 1000 kilos uit is met maar net 3 grade, dan mis hy sy eindbestemming met ongeveer 50 kilometer. 3 grade. Van Kaapstad af, Bloemfontein toe, as hy daar opstyg en hy's 3 grade uit, dan land hy of in Brandfort, Deelswil, daai area, en ek dink nogals dit sal iets wees om te sien, of interessant genoeg in De Wetsdorp, waar ons ander gemeente nou besig is om ook die Here se naam te loof en te prys, wat ook iets sal wees om te sien, want ek dink, laaste wat ek in De Wetsdorp was, het hulle nie 'n aanloopbaan nie, en ek weet nie van Brandfort of Deelswil nie, maar as Fly Safair se vliegtuig daar kom land, sal dit in die dorpskoerantjie wees. 3 grade, links of regs, en jy mis die eindbestemming met soveel kilometers, dat die dorpsinwoners heel deur mekaar sal wees. Familie, kom ons sluit ons oë, vra dat die Here ook sy woord in ons harte en gedagtes sal seën. Aba Vader, dankie dat ons hierdie tyd as gelowiges saam kan uitkoop, om in U woord te spandeer, Here, wetend U woord is lewend en kragtig. Here, U woord is lewensveranderend. Here, wanneer ons van ander mense verwag om ons lewens te verbeter en te verander, Here, dis ver bo hulle, soos wat die Engels sê, pay grade. Here, maar wanneer ons tyd in die woord van God spandeer, die inhoud daarvan in ons harte en ons gedagtes laat posvat, saad en wortel skiet, Here, sodat ons groei en die vrugte daarvan in ons lewens sien, wanneer ons dit toepas, dan verander U woord lewens steeds in 2026. Here, en is ons gebed vanoggend dat U Heilige Gees U woord in ons harte en gedagtes sal oopbreek, sodat dit nie net teoreties sal wees nie, maar sodat ons in hierdie week wat kom, dit sal gaan uitleef, daar waar dit nodig is, buite die mure van hierdie gebou. Aba Vader, seën hierdie tyd saam. Mag U Heilige Gees die vuur in ons harte aan die brand steek. Here, mag ons altyd bid dat ons olielampies vol olie sal wees. Here, sodat ons getroue diensknegte in U koninkryk kan wees. Bid ons in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Om aan te sluit by my vliegtuiginligting, ek weet bitter min van vlieg af. Maar om aan te sluit by dit, die laaste tyd het die Here met my op 'n interessante reis gegaan. En ek het al gedeel in die pastorie, maar iets wat my laat wonder het in die moderne kerklandskap is, wat verhinder kerke om te groei in 2026? Ek dink een van die eerste spasies waantoe ons dan reik is die tipe woord wat in die gemeentes bedien word. En as ons dan terwyl kyk na groter gemeentes of kerke, dan dink ons dikwels hierdie kerk moet 'n teologie bedien wat die gemeentelede in die gehoor streel.
My probleem is egter as ons teruggaan oor die heuwels van tyd en kyk na die vroeë kerk, dan het die vroeë kerk nie die welvaartsleer gehad of hypergrace soos wat ons sal sê nie. En die tyd van die vroeë kerk was die tyd waarin die kerk van Jesus Christus die meeste gegroei het in al die eeue daarna. Die eerste 300 jaar het die kerk eksponensieel gegroei sonder dat hulle seeker sensitive was, sonder dat hulle prosperity gepreek het, sonder dat hulle baie fancy verhoogligte of klankstelsels gehad het. En so my vraag was, hoe kon dit gebeur het? Handelinge 4 vers 32 sê die woord van die Here, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad, en met groot krag het die apostel getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Voordat julle doodskrik en dink, Franco, ek gaan nie al my goed verkoop sodat ons as gemeente gemeenskaplike besittings het nie, dis nie wat ek vanoggend wil deel nie. Die twee komponente wat ek aangetref het, wat belangrik is wanneer dit kom by die groei van die kerk van Jesus Christus, is 1, die gelowiges, en 2, die woord van hulle getuienis. En nou hier gaan julle dalk nie baie van my hou nie, maar in hierdie gemeente, glo ek, is die woord van God lewend en kragtig, en hoef ons dit nie te verdraai om 'n impak te maak, so ek gaan dit eerlik bedien. Ek het gaan stil word en dink, as dit die twee komponente is, daar is nog, ons kan dieper, ons kan 'n reeks oor dit maak, maar as dit die twee hoofkomponente is, wat betrokke was in die Handelinge kerk, watter een het verander? Want as ek kyk na wat die vroeë kerk gedeel het met ongelowiges, die apostels het getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus Christus. Hulle woord was, Jesus leef. Familie, ek weet nie of sien julle waante ek beweeg nie. Vandag het die woord van God nie verander nie. Die woord van God is nog steeds lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Die graf is nog steeds leeg. Jesus leef nog steeds, prys die Here daarvoor. So dit het my laat dink, die komponent wat moontlik verander het, is dalk ons as mens. 3 grade van die Kaap af Bloemfontein toe. En jy mis die eindbestemming heeltemal. Salk nie 'n lekker woord vanoggend om te hoor nie, maar miskien is dit nodig. En ek's opgewonde, ek kom daarby uit. Wanneer ons, wie vanoggend hier onthou, as jy terugdink daardie oomblik toe jy die eerste keer die genade van Jesus Christus geproe het in jou lewe. Niks soos dit kon opgeweeg het nie. Wie onthou daardie oomblikke van bekering en wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees? Ek onthou dit, want ek dink die mense om my het gedink, daar's iets fout. Christian het op 'n stadium gesê, as ek nie skree in 'n preek nie, het ek dan ewen regtig gepreek. Want dit was draai of braai, en dan weet julle wat familie, hier is die hartseer realiteit, 3 grade. Die vyand hoef ons nie te kry om weer heeltemal weg te draai nie. Hy moet ons net kry om 1 of 2 of 3 grade weg te draai van dit wat die Here in ons lewe wil hê. Dit waartoe die Here ons lei, en dan mis ons die bestemming.
So vanoggend wil ek vra, wie van julle onthou hoe opgewonde julle was om met mense te deel, Jesus leef, hy het my gered van sonde, hy het my gered van die dood, hy het my geroep uit die duister in sy wonderbare lig. Wie onthou daardie oomblikke waar jou vriende en familie amper vir jou net wou gesê het, bly stil, ons het dit nou al gehoor. Wie onthou daai borrelende oomblikke, waar enige gesprek lei na die genade van Jesus toe? En dan gebeur die lewe 3 grade op 'n slag. En as ons weer kry, dan is ons op pad in 'n ander rigting, sonder dat ons dit eers agterkom. Net so 'n stukkie links of regs. Familie, vanoggend deel ek met groot opgewondenheid met julle. Ek glo vandag in 2026 dat met die suiwer woord van God, die boodskap van die evangelie, so reguit soos wat die Here dit tot ons beskikking gestel het, kan die kerk van Jesus Christus steeds groei as ons as mens met daardie selfde passie en ywer die woord aan verlore mense verkondig. Ek glo dat met suiwer woordbediening die kerk van Jesus Christus steeds kan groei. Nie kan groei nie, moet groei, want die faktor wat dan ter sprake is ek en jy. En so, ek glo eerder ek as reg, ek het deel, so 'n paar jaar terug deel ek by Anders Jeug, en was 'n vreemde tyd, ons moes van die jong mense gevra het na 'n jaar van bid vir die redding van hulle siele, moes ons so klein groepie van Anders Jeug gevra, dit is nou radikaal en dit word gestroom, so as julle op Facebook dit luister, dit was baie radikaal, maar gesê het, weet julle wat, julle 5 of 6 kry dit reg om 50 of 60 ander jong mense te ontneem van die geleentheid om regtig op die Here te fokus by Anders Jeug. So ons het 'n jaar vir julle die evangelie verkondig, julle het dit nie aanvaar nie, asseblief, moenie meer kom nie. En ek onthou dit so goed, die Sondag bedien ek en ek sê by Anders, as die Here terugsnoei, en dit sy wil is dat ons minder moet raak by Anders om vorentoe te beweeg in die rigting waar hy ons wil, dan is dit reg met my. Familie, dit is baie maklik om so iets te preek. Dit is baie moeilik as jou jeug gaan van 75 af terug na 25 toe. Dit is nie so maklik nie. Prys die Here, 4 jaar later is dit weer besig om te beweeg van 25 af terug in die rigting van meer. En so spandeer ek regtig tyd by die voete van die Here wat terapia aanbetref, deurlopend. En julle kan dalk dink Franco is obsessief oor visie, maar as ons nie weet presies op die graad waantoe die Here ons gemeente wil laat beweeg nie, en ons is 2 of 3 grade uit links of regs, dan gaan ons eendag skuldig staan, omdat ons die eindbestemming gemis het. So ek bid en hierdie naweek was so wonderlik, spandeer tyd by die Here, en hy deel met my weer eens die gedagtes dat kerk 'n hospitaal is vir gebroke mense, nie 'n museum vir geredde mense nie. Die kerk is daar sodat sondaars tot bekering kan kom. En as ons nie verlore mense by Jesus uitkry nie, dan doen ons nie waarvoor ons as kerk bestaan nie. En so die Here deel iets met my deur 'n boek wat praat oor die Gideons herlewing, en ek dog eers, wat op dese aarde is 'n Gideons herlewing? Wie van julle ken die verhaal van Gideon? Die Here, Gideons herlewing is 'n omgekeerde herlewing, hulle was baie, toe raak hulle baie min. Maar die wonderlike nuus wat die Here met my gedeel het, wat my so opgewonde maak, is, dat toe die Here die in sy hand het in die Gideons herlewing, toe het die oorwinning aan hom en aan hom alleen behoort. En so die wonderlike nuus is, as die Here die manne en vrouens in sy hand het as instrumente na Gideons herlewing, dan is ons in 'n spasie waar ons as gemeente kan sê, ons kan nie.
It's above our pay grade. Maar wanneer ons doen wat God van ons verwag om te doen, dan kan ons sien die deel wat hy doen, want dit is die onmoontlike. As ons in 'n spasie van intersessie ons familielede aan Jesus opgedra het, dan skep dit die spasie vir hom om op te tree, sodat ons getuienisse kan hê soos vanoggend. Dit is so groot en so oorweldigend, familie, maar ek deel vanoggend weer eens 3 praktiese gedagtes van wat ons nodig het om ongelowiges by Jesus uit te kry. Hierdie is baie diep Bybelstudie en eksegese en woordstudies. Familie, ek weet nie of julle reg is vir die eerste komponent wat ons nodig het om ongelowiges by Jesus uit te kry nie. Het julle julle notaboeke gereed? Vra vir die persoon langs jou, as jy gereed vir hierdie. Die eerste komponent wat ons as kerk nodig het om ongelowiges by Jesus uit te kry. Ek weet regtig nie of julle reg is nie. Die eerste komponent wat ons as kerk nodig het om ongelowiges by Jesus uit te kry, is ongelowiges. Ons het ongeredde mense nodig om hulle by Jesus uit te kry. Sonder ongelowiges kan ons hulle nie aan die genade van Golgotha bekendstel. So ons kort ongelowiges, Lukas 19. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan sit en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat lidmaatskapvorms by Therapia het gedoop is, wat hulle 10de betaal, wat deelneem aan verdiep en die woensdagoggend Bybelstudie en maandag aand intersessie en anders jeug en biblical portrait of marriage. En te red die wat verlore was. Familie, die eerste komponent as ons ongeredde mense by Jesus wil uitkry is, kry ongeredde mense. Dit is nie so moeilik nie. Die tweede deel, tweede komponent, en dis waarmee ek die boodskap begin het. Wanneer ons ongeredde mense by Jesus wil uitkry, dan het ons die suiwer evangelie van Jesus Christus nodig in Handelinge 5. Ek lees vinnig, want oom Willie het gevra, Frankie, jy moet nie baie lank preek nie, so ek gaan net medium lank preek. 3 ure. Handelinge 5 vers 25, hierdie was my so wonderlike gedeelte in my voorbereiding, en daar kom een en bring aan hulle berig en sê, kyk, die manne wat julle in die gevangenis gesit het, staan in die tempel en leer die volk. Die wat hulle gevang het as gevolg van die evangelie van Jesus Christus in die tronk gesit het, is uit die tronk uit besig om die evangelie te verkondig. Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met geweld nie, uit vrees vir die volk, dat hulle gestenig sou word. Hulle het hulle dan gebring en voor die raad gestel, en die hoëpriesters het hulle gevra en gesê,
het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie. En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang, terwyl hulle besig is om ondervra te word, deel hulle die evangelie. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Familie, die boodskap is nie 'n diep teologiese en eksegetiese Griekse of Hebreëse boodskap nie. Dit is ons as mense tekort geskiet. Franco het tekort geskiet. Elkeen van ons vanoggend hier het tekort geskiet aan die goedheid, die guns, die heerlikheid van ons hemelse Vader. En God het geweet dat ons in ons eie mag dit nie kan doen nie. So die evangelie boodskap is 'n maagd het swanger geword en 'n seun in die lewe gebring. Sy naam is Jesus. Hy het gelewe hier op aarde tussen sondige mense. Hy het sy lewe afgelê aan die kruis op Golgotha. En net soos wat dit in 'n wonderwerkende spasie begin het, eindig die evangelie in 'n wonderwerkende spasie, want alhoewel hy gesterf het vir die sonde van baie, het hy op die 3de dag weer opgestaan. Dit is die evangelie boodskap. Ek en jy is nie goed genoeg nie, maar hy is meer as goed genoeg. Dis is wat Papa laas Sondag bedien het, as jy by die Parelpoorte kom en hulle vra, hoekom, en jy begin met want ek, dan het jy klaar verloor. Maar as jy begin met want hy, dan verstaan jy die boodskap van die evangelie, want Jesus red en genees en doop met sy Heilige Gees. Ons kort verlore mense. Ons kort die suiwer verkondiging van die evangelie. Die 3de komponent. Oom Dani gaan van die inhou. As ons verlore mense die suiwer evangelie het, dan kort ons geloof. Want as ons nie geloof nodig het vir die roeping wat ons hemelse Vader op ons geplaas het nie, dan beweeg ons in 'n spasie waar ons kan dink ons kan dit doen en ons kan nie. Om verlore mense by Jesus uit te kry is groter as wat ek en jy kan doen, daarom het ons geloof nodig. In Hebreërs 11:1, die geloof dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. Wanneer ons met 'n sondaar of 'n verlore mens die evangelie deel, is die 3de komponent geloof. En hier's 'n mooi gedagte. Wanneer jy met iemand Jesus deel, en hulle wil nie die goeie nuus aanvaar nie, moet dit nie internaliseer en persoonlik neem nie. Want as ons dit doen, dan is die teendeel ook. As hulle Jesus aanvaar, dan dink ons ook, is nie ek en jy nie. Ons is die saaiers, die Heilige Gees doen die oortuigingswerk. Familie, en so vanoggend radikale boodskap, so voordat ek Kaap toe vlieg, en ek hoop nie die vlieënier is uit met 3 grade links of regs nie. As julle ongelukkig is oor my boodskap, wonderlike spasie, ek is die week nie hier nie, bel iemand wat hierso is en kla by hulle. Ons het 'n werkkerk in die tweede helfte, hier is die goeie nuus waaroor ek opgewonde is.
Hierdie naweek het die Here vir my die rustigheid gegee. Ek glo ons Gideon se herlewing is verby. Want die enkele sinnetjie wat ek gekry het, die naweek is maak nie net reg. En die vraag is, soos daardie Sondag van die draaipunt, is jy in of is jy uit? Want ons as kerk bestaan sodat sondaars by Jesus kan uitkom. Ons as kerk se doel is om sondaars by Jesus uit te kry. So ek is so opgewonde vir die tweede helfte van hierdie jaar. Wil nou nie my vrou vies maak nie, ek sien verskriklik uit vir ons week saam weg, maar ek sien al amper weer uit om verlore mense van Jesus te kom vertel as ek terugkom. Want dit is wat ek en jy geroep is om te doen. So ek wil afsluit met 'n brief van een van die gemeentes in Openbaring. En skryf aan die engel van die gemeente van Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Familie, toe ek hierdie skrifgedeelte in Openbaring kry, toe raak ek opgewonde oor 'n paar verskillende momente, want weet julle wat, alhoewel, kom ons noem dit dan in 'n positiewe lig, want dit klink beter, Gideon se herlewing. Kom ons noem dit, alhoewel daar baie van ons familie weggegaan het, is daar persone in Terapeia wat hulle klere nie besoedel het nie. En ek dink die belangrike vers is in vers 3 wat sê, onthou hoe jy dit ontvang en gehoor het. Vanoggend wil ek hierdie boodskap afsluit, vol sirkel. As jou vliegtuig opgestyg het, bekering, wedergeboorte, die doop, en jy almal mal gepraat het van die evangelie, en met verloop van tyd was jy 1 of 2 of 3 grade uit links of regs, is die boodskap vanoggend hier aan in die begin van die tweede helfte van 2026. Onthou. Onthou daai eerste liefde. Onthou die eerste keer toe jy as diensknegt iets vir die Here gedoen het. Onthou hoe dit gevoel het toe jy vir die eerste keer die lirieke van Amazing Grace verstaan. I once was lost, but now I'm found. Onthou hoe dit gevoel het toe jy vir die eerste keer weet my sonde is so ver soos die ooste van die weste af is. Onthou hoe dit gevoel het toe jy vir die eerste keer weet jy's nie in die duister nie, is geroep tot in sy wonderbare lig. En is nie wat jy gedoen het nie, dis wat hy gedoen het. Want dit is die evangelie. Onthou hoe dit gevoel het in die begin van jou reis saam met Jesus Christus, want dan kan ons as Terapeia familie terugkeer na daardie eerste liefde en passie toe, sodat ons kan seker maak ons oë is gefestig op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Vanoggend wil ek vra, as jy voel dit het wonderlik begin, maar jy is dalk 3 grade af na die linkerkant of 3 grade af na die regterkant toe. En jy wil terugkom op koers.
Ek jou nooi om saam met my te staan. Ek gaan nie vanoggend vir jou bid nie, want dit is tussen jou en die Here. Ek gaan saam met jou bid. Mag jou gebed wees dat die Here deur die krag van sy Heilige Gees jou terugbring in daardie spasie van eerste liefde. Mag hy jou herinner, sodat jy kan onthou hoe jy eerste daarvan gehoor het, hoe dit gevoel het toe jy die genade proe. Hoe wonderlik het was toe jy begin oorborrel het van die fontein van lewende water. Kom ons sluit ons oë. Abba Vader, vandag bid ek saam met my geestelike familie. Here, ons kom in nederige afhanklikheid voor U. Here, U weet hoe die lewe ons kan druk 3 grade links of 3 grade regs en ons kan voel ons is in die regte rigting. Here, maar met verloop van tyd oor 'n afstand, dan maak daardie klein verstellingkies in ons lewens, Here, dat ons die merk mis. Dat ons partykeer lewe, maar ook nie regtig nie. Here, dat ons partykeer vergeet hoe dit gevoel het die oomblik, toe ons die eerste keer 'n ontmoeting met ons koning, redder en ons verlosser gehad het. Here, hoe ons borrelend vir almal wou vertel het, ek was verlore, maar ek is gevind. Hy het die 99 verlaat om my te kom haal. Heilige Gees, vanoggend is my gebed vir elkeen wat staan. Here, mag U die instrumente, die kompas in elkeen se hart oorkalibreer, sodat hulle in die rigting beweeg wat U vir elkeen hier in Therapia se lewe bedoel het, daardie bestemming, Here, van 'n ewige lewe saam met U, 'n impakspeler in die koninkryk wat weet, ons is gemaak om verlore mense by die redder, die koning, ons verlosser uit te kry. Dit is ons doel op aarde. Here, is my gebed dat U 'n vars vuur in elkeen se hart aan die brand sal steek. Here, sodat ons in hierdie koue winter die warm liefde van Jesus oral om ons kan uitleef. Here, sodat ons gebroke mense aan die geneesheer kan voorstel, sodat ons vir hulle kan sê, weet julle wat, ons het met ons eie oë gesien, hoe ons hemelse Vader se skedel toegroei, hoe hy gesinne wat gebroke was weer bymekaar uitbring, hoe hy siekes gesond maak, blindes se oë aanraak, dowes laat hoor. Ons praat nie uit hoor sê nie, ons het dit gesien met ons eie oë. As jy dit wil hê, kom na hom toe, want hy roep elkeen wat verlore is na die genadespasie van Golgotha toe. Maar Vader, ons gebed is in hierdie tweede helfte van die jaar. Here, mag ons nie wag vir Januarie sodat ons voornemings op 'n mooi blaadjie op die yskas kan sit nie. Here, mag ons, wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, gaan kyk vir iemand wat Jesus nodig het. Here, en mag ons harte op U ingestel wees, sodat ons nie, soos die Engelse woord dit sê, drift nie. Here, mag ons nie gemaklik raak nie. Here, mag ons nie aan die slaap raak of lauwarm nie. Mag ons elke dag fokus om ons oë op U te rig. Here, my gebed in Therapia is, mag ons altyd weet dat die reddingswerk U werk is. Net U kan verlore mense red. Here, maar dat ons die skakelbord is. Here, dat ons geroep is om hulle in kontak te bring met U. Maar Vader, my gebed is, mag ons in hierdie week, mag ons mense in kontak bring met U. Here, want U is so groot en so almagtig. Here, dat ek weet dat wanneer hulle in kontak kom met U, U Heilige Gees te doen, wat nie een van ons hier vanoggend kan doen nie. Ons wil soos Jesaja sê, Abba Vader, hier is ons, gebruik ons, stuur ons. Ons is opgewonde om te sien wat U gaan doen in die tweede helfte van die jaar 2026.
Here, U is waardig om aanbid te word. En ons weet voor U sal elke knie buig en elke tong sal getuig. Here, mag ons waardig voor U staan, nie oor wat ons gedoen het nie, maar oor wat U vir ons gedoen het. Bid ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.